Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Welkom weer eens by Straatwys. Nou, jy hoor dit oral, by die braai of in die kar of oor 'n koppie koffie. Mense wat vir jou sê, ag weet jy, eintlik wil ek net happy wees. En dis amper soos 'n universele taal. Of mense nou ryk of arm of jonk of oud is, almal soek dieselfde ding, happiness. Maar die oomblik wat jy 'n bietjie dieper krap, dan raak dit baie interessant, want dan vra jy, okay, maar wat is happiness vir jou? En dan raak sekere mense stil, of hulle begin rondskarrel, en die een ou sê vir jou, weet jy, as ek net die regte persoon kry om saam mee oud te word, sal ek happy wees. 'n ander een sê, as ek net die lotto wen, dan sal ek happy wees. En nog een sê vir jou, as ek net vir my 'n huisie by die see kan koop. En jy hoor dit en jy dink, okay, dit maak sin, maar wag 'n bietjie. Want as ons eerlik is, ons weet nie regtig nie. Ons probeer geluk vaspen, maar dit is soos water wat deur jou hande gaan. Dit gly deur jou vingers. Want diep binne is daar altyd die twyfel om te vra, maar gaan daai goed my regtig gelukkig maak? Is dit regtig happiness? Want jy ken ook stories van mense wat die lotto gewen het en hulle lewens het uitmekaar uitgeval. Of die ou met die strandhuis, maar nou is daar altyd iets wat breek en iets wat aandag nodig het. En skielik is dit nie meer daardie droomprentjie nie. So wat gebeur hier? Ons het geleer dat geluk iets is wat met jou gebeur. Dis iets daar buitekant, iets wat wag, iets wat afhanklik is van 'n persoon, 'n geleentheid, 'n oomblik of 'n lucky break. Maar dink gou 'n bietjie mooi daaroor. As jou geluk afhanklik is van goed buite jou beheer, 'n lotto kaartjie, iemand anders se keuse, die regte timing, dan beteken dit jy sit jou hele lewe dalk en wag. Jy sit jou geluk in die hande van geluk. En dis 'n gevaarlike plek om te wees, want die waarheid is, niemand het ons regtig geleer hoe geluk van binne af werk nie. Niemand het vir ons gewys hoe dit lyk om gelukkig te wees sonder 'n rede nie. Hoe dit voel om okay te wees, selfs wanneer dinge nie perfek is nie. En dis hoekom ons sukkel, want as jy nie weet wat geluk is nie, hoe gaan jy weet wanneer jy dit het? Dis soos liefde. As jy nie weet wat liefde is nie, hoe gaan jy dit kan herken? Wat as jy dit al het, maar jy kyk reg oor dit en verby dit? Wat as daai persoon wat jy soek reeds in jou lewe is, maar hy of sy lyk nie soos jou idee van die een nie? Dis soos daai storie van die ou in die storm wat gebid het en gesê, Here, red my. En toe kom maar 'n ou met 'n kanoe verby en sê, klim in. En die man sê, nee dankie, die Here gaan my red. En toe kom daar 'n boot verby, dieselfde antwoord. En toe kom 'n helikopter, weer wys hy dit van die hand. En toe verdrink hy. En toe hy voor God staan, toe vra hy, Here, hoekom het U my nie gered nie? En God sê, ek het 3 keer. Sien jy, die probleem was nie dat redding nie gekom het nie. Die probleem was, hy het nie herken hoe redding lyk nie. En dis presies wat met happiness gebeur. Ons het 'n prentjie in ons kop, 'n idee van hoe dit moet lyk. En as dit anders lyk, dan mis ons dit. Intussen staan daar geluk reg voor jou, in jou lewe, in jou mense, in jou oomblikke. Maar jy sien dit nie raak nie, want dit pas nie by jou verwagting en jou idees nie. En so gebeur dit dat mense oud word, nie omdat geluk nooit gekom het nie, maar omdat hulle dit nie herken het toe dit daar was nie. Happiness is nie iets wat jy eendag gaan kry nie, dis iets wat jy leer raak sien, dis iets wat jy begin kweek, dis iets wat in jou gebeur en binne in jou wortel skiet, lank voor dit ooit in omstandighede vir jou kan wys. En dalk is die vraag nie, wanneer gaan ek gelukkig wees nie, maar eerder, wat as ek reeds is, en ek het nog nie geleer hoe om dit raak te sien nie. So ek hoop jy 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap, mooi loop.